Baller Challenge 2026. Ek praat met Devin, die Keen Fixed Chamber. Hy hier na agter. Nou hy 3 jaar terug was hy die kampioen gewees in die Fixed Chamber divisie. So, praat met Devin, wat presies gee daai baller vir jou en hoe lyk dit vir hierdie jaar? Devin, hoe lyk dit? Stil jy? Nee, wat? Doodstil rustig. Nou spring ons om 26 toe. Net so, nee. Redelik vinnig. Sê gou vir my, nou, okay, ek wil nie sê hy is nou al lank in die town nie, maar ek meen, hy is nou al van die eerste Baller Challenges af, is hy altyd een van die hoofcontenders. Ja, ek dink ons swakste is tweede en beste eerste. Yes. Ja. So, verduidelik my bietjie, wat kry ek in hierdie oukie? So, Fixed Chamber, hierdie 3130 is, dis ons Fixed Chamber reeks. Wat baie lekker is op die baller, wat maak laat hy so lekker sluk, is die afstand van ons pick-up na ons router toe. Yes. Wat almal nou al weet, en dat ons auger voer op die router is en nie 'n los aparte auger nie. So ons pick-up is baie nader aan ons router. Okay, right, so dis nie dat hy daai augertjies daar's nie 'n gap daar nie. Daar's nie augertjies en dan die router nie. En as ek reg is, ek sê hierdie ding is ook baie meer aggressief, hierdie auger. Hy voer baie vinniger in. As jy vat per revolusie draai hy baie ver, 'n hele stuk in. So jy sê, want wat interessant was, ek meen op die vorige resies, het toevallig, kyk, gelukkig, jy was verantwoordelik vir die haarkerry, toe hy nogal actually per ongeluk die dikste ry getrek. Ja. En so hy het later klaar gemaak as die ander ouens met ons die tonne per uur uitwerk, het hy die meeste gesluk. So dit beteken ook, as jy nou onder pressure was en hy het nie gepak nie, laat daai pick-up actually die ding is wat help. Ja, hy sluk reg ordentlik. Ek wil ander lekker goeders soos hierdie wielietjies hier, niemand soek papwiele nie. Ja. So hy het semi-pneumatic wiele, hy is nog steeds rubberrag en sag, maar hy kan nie punctures kry nie. Ook 'n mal wielietjie wat lekker draai. Ander groot goed, nou nie soveel vir die baller resies nie, maar vir die langslewendheid van die baller. As jy kyk na die grootte van die ketting, die grootte van ons sprockets. Ons dryfsprockets is almal baie groter as die res, want dis die rad wat al die vrag vat. Ja. Jou klein raadjies buitekant, hierdie ding is nog net vuil van die instel. Ja, wel. Maar ja, so dit gee vir ons 'n baie lang lewe op ons ketting. So as jy 'n klein rad hier het, rek jy jou ketting uit en hy voeter al die ander ratte op. So wat ons gesien het met die ouer bale wat al 'n hele klompie bale goed op het, ons leeftyd hier is baie goed. En kyk, en dis so eenvoudig soos jy het 'n baie groter area wat hy trek op die ketting. As wat jy op 'n klein, ek meen vat 'n klein sprokket as hy op dieselfde plek gesit het. Ja, so sê net maar hier 6 of 7 tande, hier's meer as dubbel dit. 100. Ander goeters, al jou tensioners het plaatjies wat vir jou presies wys hoe moet jou goed. So dis 'n baie maklike baler om mee te werk met min onderhoud op. Want as ek kyk nou hierso, net gou vinnig, as jy vat hier by die radkas, het hy dan 'n split wat hy aan die een kant die rollers trek of die pick-ups en aan die ander kant die so hy het 'n split drive. Ander ding op hierdie baler wat ons ook al in vorige video's goed gedoen het wat baie lekker werk. As jy die baler nou sou pak, jy kan die router en die pick-up onafhanklik af. Hy het 'n koppeling hier wat jy van die cab af hidrolies kan skakel. Dan ontbind hy die router en die pick-up van die baalkamer. Wow. So sê net maar jy pak hom hier voor. Gewoonlik pak hy net voor die baal vol is. Jy kan die router ontkoppel, jou baal klaar bind, deur oopmaak, 'n hele baal. Dis nie dat jy nou 'n papbaal het of 'n baal wat nou uitmekaar uit is of wat ook al. En gewoonlik as jy hom gebind het, die deur toemaak en dan weer start, wat ook al daar is, trek en dan deur. Hier het ook lemme en die vloer kan ook wegval. So ja, dis en jy kan alles van die cab af doen wat baie lekker is. Nou ja, ander ding, jou pre-stretch van jou net is hierso gestel. So is letterlik so maklik soos jy tel hom hierso op, haal die tension van die belt af en dan kan jy hier draai om die net se pre-stretch te stel. Om nou meer of minder te rek. En lubrication, hoe werk sy lubrication? So hy sy auto grease op. So ja, alles, jy kan sien daar loop al die pypies. En wanneer hoeveel grease hy of is dit as jy elke keer as die deur oop en toemaak en jy doen so as wat hy hier afgaan. Okay, daar sien ek. So ja, daar sy greasepunt en dan het hy hierdie pypie hier. So elke keer as die deur oop en toemaak dan sy en so 300 bale, so omtrent dieselfde as jou net. Ja. Ja. Okay, dan maak jy hom weer vol en dan, maar jy weet altyd hy's. Maar hy het 'n alarmpie in die cab, so as jou grease leeg is, dan gee vir jou alarmpie, dis letterlik sit in die verbuising en dan gaan jy weer. En auto lubrication ook op jou kettings. Op jou kettings ook, ja, sy bordjie sit aan die ander kant. Ja. Nou, okay, nee, kom stap gou so om.
Jou die ouens wat julle het nou hierdie baller is dan nou letterlik maak hom toe daarso, né? Hierdie baller is letterlik die rede hoekom die baller challenge bestaan. Ja. Né? Toe hulle ingebring het was dit luister, ons wil 'n manier kry om vir die ouens te wys hierdie ding is actually 'n ordentlike Ja, baller. lekker bekendstelling en om teen die beste baller sit en kyk Nou, dis nou wat 8 jaar terug, Ja. né? Hoe het hulle gedoen die afgelope 8 jaar die ouens wat hulle het? Nee, bitter goed. Dis 'n baller wat seker sleg vir besigheid want jy laai hom af en jy hoor nie vreeslik baie van hom nie, so jy kom nie by die kliënt uit nie. Ja. Maar nee, dis 'n baller wat bitter min probleme gee en hulle baie goeie langslewendheid het. Uitstekend. Devin, sterkte. Sophie, dankie. Right, so ons sal sien hoe doen die Keen 31-30, nee, een van die staatmakers, is altyd eerste of tweede, nee. In die fixed chamber baller hierdie jaar. So kyk 'n bietjie uit. Maak seker dat jy nie die baller challenge mis nie. Sien vir julle binnekort.